Baie keer is ons op 'n plek waar ons redelik moedeloos is. Ons voel dat die Here ons heeltemal verlaat het, dat die Here nie ons gewerkery en ons gesoekery en ons sukkel raak sien nie. Baie keer dan voel dit vir ons asof elke dag net die een op die ander ene inloop en daar is nie uitkoms nie, daar is nie hoop nie. Dan lees ek vanmôre Eksodus 2 vers 23 tot 25. Baie jare het verbygegaan. Daardie koning van Egipte is later dood. Die Israeliete het egter nog steeds gebuk gegaan onder slawewerk. Hulle het hom hulp geroep. Hulle gesoebat om bevry te word van die harde werk het na God toe opgestyg. God het gehoor hoe hulle roep. Hy het onthou dat hy 'n verbond met Abraham, Isak en Jakob gesluit het en gesien wat met die Israeliete gebeur. Hy was bekommerd oor hulle. Nou hierso sien ons dat God het die Israeliete se geroep gehoor, net soos God jou gebede hoor, net soos God hoor hoe jy na hom roep, hoe jy na hom soek, en God weet van die beloftes wat hy vir jou gemaak het. Kyk, Moses was klaar gereed om in te gaan na Egipte toe. Hy het geweet hoe werk hulle operation, want God het hom in die paleis laat groot word. So, Moses was klaar voorberei om die werk te doen. Dis soos Esther was klaar in die paleis toe die Israeliete hulle doodsvonnis gekry het. Sy was daar om hulle saak te bepleit. Dit gee vir mense hoop. Dit gee vir mense regtig die bewys dat God kan 'n mens help en dat hy klaar sy planne in plek het vir as jy na hom roep, as jy hom nodig het, gaan hy vir jou daar wees. In 1 Korintiërs 1 vers 9 lees ons: God sal dit beslis vir julle doen, want hy hou altyd by sy woord. Dit is tog hy wat julle geroep het om in hierdie persoonlike verhouding met sy seun Jesus Christus te deel. Ons is geroep om 'n persoonlike verhouding met Christus te hê. En as ons mense is wat tot bekering gekom het, mense is wat Jesus ken, omdat ons geloof het, omdat ons hom soek en omdat ons in 'n verhouding met hom staan, dan kan ons weet, God sal ons nooit, maar nooit alleen laat nie. He will not abandon his people, nor will he turn his back on them when they are unfaithful. Instead, he hears and remembers, sees and knows. He hears the cry for mercy from those who know they are broken. God hoor ons gebed. God hoor as ons hom roep. En God sal ons nooit, maar nooit in die steek laat. Hemelse Vader, ons eer en verheerlik en ons prys U naam. Ons eer en verheerlik en aanbid U. Ons dank U, Here, dat U ons krag is, dat U ons psalm is en dat U ons gebede hoor, dat U ons hoor uitroep. Vader, dankie dat ons kan vas staan op U woord en kan weet, Here, dat U sal voorsien, want U is getrou en U is regverdig. Dankie, Here. Amen.